Goeiemôre almal, maandagooggend, vandag is dit die 27ste Julie, dis die jaar 2026, se lieflike dag geskenk deur Abba Vader en ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber, vanoggend wil ek vir jou vra, is jy gered? Daar is baie mense wat reken dat hulle gered is omdat hulle 'n mooi lewe lei. Kyk, daar's mos mense wat net, hulle doen niks verkeerd nie, hulle lewe 'n mooi lewe. Hulle kan nou nie eintlik sien dat wat hulle sodanig verkeerd doen. En ook mag sê dat hulle dan nou kinders van God is. 'n Mooi lewe kan 'n bevestiging van 'n verloste lewe wees, maar dit val nie vanselfsprekend saam met 'n verloste lewe nie. Ons kan byvoorbeeld lees van Kornelius in die woord van God. Hy met sy hele huis was vroom en godvreesend en hulle het baie aalmoese aan die volk gegee en hulle was altyd deur in gebed tot God. Handelinge 10:2. Dit klink so vanselfsprekend dat alleen 'n kind van die Here so 'n mooi lewe kan hê. Maar tog gee Petrus van Kornelius die volgende getuienis as hy sê, en hy het ons vertel dat hy 'n engel in sy huis gesien staan het en vir hom sê, stuur manne na Joppa en laat vir Simon haal, wat ook Petrus genoem word. Hy sal woorde tot jou spreek waardeur jy en jou hele huis gered kan word. So, hy was nog nie gered nie, hy het die Here geken, hy het tot die Here gebid, hy en sy gesin was vroom en hulle het die Here gedien en hulle het almoes aan die Joodse volk gedoen, maar hulle was nog nie gered nie. So hierdie mooi man met sy mooi lewe moes eers gered word. 'n Mooi lewe is dis nie vanselfsprekend te bewys dat iemand die Here deur die Here gered is nie. Ander reken weer dat hulle kinders van die Here moet wees omdat die Here hulle gehelp het. Waar was ek? Word gevra as die Here my nie sou gehelp het nie. Natuurlik het die Here my gehelp, maar dis op sigself nie 'n waarborg dat ek gered is nie. Ons lees byvoorbeeld van Saul, daar so in 1 Samuel 28, ek gaan vir julle lees vanaf vers 15 tot 19, en Samuel sê vir Saul, waarom verontrus jy my deur my te laat opkom? Kyk, hy het hom nou deur 'n dode besweerder laat opkom uit die dood uit. En Saul antwoord, ek is baie benoud, want die Filistyne voer teen my oorlog en God het van my gewyk en antwoord my nie langer deur die diens van die profete en ook nie deur die drome nie. Daarom het ek u geroep om my bekend te maak wat ek moet doen. En Samuel sê, maar waarom raadpleeg jy my terwyl die Here van jou gewyk het en jou vyand geword het? Die Here het dan vir homself gedoen soos wat hy deur my diens gespreek het en die Here het die koningskap uit jou hand gesteer en dit aan jou naaste aan Dawid gegee, omdat jy nie na die stem van die Here geluister het en die gloed van sy toorn teen Amalek nie uitgevoer het nie. Daarom het die Here jou vandag hierdie ding aangedoen en die Here sal Israel ook saam met jou in die hand van die Filistyne gee en môre sal jy en jou seuns by my wees, ook die leer van Israel sal die Here in die hand van die Filistyne gee. So hier kan ons nou sien dat al het die Here jou gehelp, want die Here het Saul gehelp om sy pa se donkies te gaan kry toe dit weggeraak het. Maar omdat hy ongehoorsaam was aan die Here, het die Here hom verlaat. Nog 'n ander een reken op sy kunskap omdat hy sê die Here het sy gebede verhoor. Maar selfs dit is nie voldoende bewys dat jy 'n kind van God is nie. Die Here het selfs by geleentheid die gebede van duiwels verhoor, toe hy die legio hom gesmeek het en gesê het, Here stuur ons in die varke in, en hy het dit vir hulle gegee. Maar die hel is berei vir die duiwels in sy engele, en hulle het ook gesê, Here het u gekom om ons nou al te pynig. Dan weer is daar diegene wat reken, dat hulle gered is omdat hulle in die bestaan van God glo, maar dis ook nie voldoende nie. Byvoorbeeld sê Jakobus 2:19, jy glo dat God een is, jy doen goed, die duiwels glo ook, maar hulle sidder. En in Titus 1:16 blyk dit dit nie eens gehelp het om te bely dat jy God ken, as jy hom deur jou werke verloon nie. Ander weer glo in Christus Jesus sonder om hom voor die mense te bely. En dit is uiters belangrik om Jesus Christus voor die mense te bely. Die Fariseërs het in die Here geglo, maar omdat hulle geweet het hulle gaan uit die sinagoge verban word, het hulle Christus nie bely nie. Soos 'n geloof het dan geen waarde nie, want daar staan geskrywe, maar jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is. Nog ander glo dat elkeen as gevolg van sy eie geloof salig word. Dit staan nie in die Bybel nie. Die skrif leer ons egter dat ons
op 'n ander manier moet glo as wat die skrif en soos die skrif ons leer. Baie glo vas dat hulle gered is omdat hulle glo. Dit maak van jou geloof werke in 'n gawe van God. Om in die huwelik te glo beteken nie noodwendig jy's getroud. Selfs 'n eerlike mening, jy klim byvoorbeeld op 'n trein en daar gaan hy, maar jy weet nie of hierdie eindbestemming is waar jy gaan uitkom waar jy wil wees nie, want hierdie trein kan na 'n plek toe gaan waar jy nie eintlik wil wees nie. So maak seker jy's op die regte trein. Net so met jou Christelike lewe moet jy weet dat die Here met jou is. Kom ons bid en ons vra vir die Here of ons regtig gered is. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons lê ons lewe voor die troon, Here, net U kan aan ons openbaar of ons werklik gered is. Here, of glo ons maar net, ons is regtig gered. Here, kom en openbaar dit aan ons, sodat wanneer ons moet bely, dat ons kan bely en U ons kinders van U kan maak. En ons loof U, ons prys U, ons eer U groot en heilige naam. Amen en amen.